In 1945 die Jalta en Potsdam konferensies het ten doel gehad om die naoorlogse wêreld te vorm. Meningsverskille oor Pole se toekoms en Duitsland se verdeling het egter saad van wantroue onder die geallieerdes gesaai en die weg gebaan vir toekomstige spanning. Belangrike gebeurtenisse wat gelei het tot die einde van die Tweede Wêreldoorlog en die begin van die Koue Oorlog Jalta en Potsdam konferensies 1945. By hierdie konferensies het die geallieerde leiers die naoorlogse orde bespreek. Alhoewel hulle ooreengekom het om Duitsland in besettingssones te verdeel, het spanning oor die Sowjetunie se eis vir invloed in Oos-Europa gegroei. Meningsverskille oor die toekoms van Pole en die hou van vrye verkiesings het blywende wantroue geskep. Sowjetuitbreiding en die Eystergordyn. Na die oorlog het die vinnig pro-kommunistiese regimes in lande soos Pole, Hongarye en Roemenië gevestig. Winston Churchill het na hierdie groeiende verdeeldheid verwys as die afkoms van 'n Eystergordyn oor Europa. Die Weste het Sowjet-optrede as 'n bedreiging vir demokrasie en vryheid beskou wat agterdog en vrees aangevuur het. Truman-leerstelling en Marshallplan 1947 in reaksie op Sowjet-ekspansionisme het die VSA 'n beleid van inperking aangeneem. Die Truman-leerstelling het steun beloof aan lande wat kommunisme weerstaan, beginnende met Griekeland en Turkye. Die Marshallplan het ekonomiese hulp verskaf om Wes-Europa te herbou en kommunistiese invloed teen te werk deur ekonomiese stabiliteit te bevorder. Berlynse blokkade en lugbrug 1948-1949 toe die westerse geallieerdes 'n nuwe geldeenheid in Wes-Duitsland ingestel het Stalin toegang tot Wes-Berlyn geblokkeer. In reaksie hierop het die VSA en sy bondgenote die Berlynse lugbrug van stapel gestuur, wat die stad vir byna 'n jaar per lig voorsien het. Die mislukking van die blokkade het die westerse eenheid versterk en die verdeling van Duitsland bevestig. Opkoms van mededingende blokke teen 1949 het die VSA en sy bondgenote NAVO gevorm, terwyl die Sowjetunie in 1955 met die Warskau-pakt gereageer het. Hierdie alliansies het die wêreldwye verdeling tussen kapitalistiese en kommunistiese moondhede geformaliseer en 'n nuwe era van ideologiese en militêre wedywering ingelei. Ten slotte, die vroeë naoorlogse jare is gekenmerk deur toenemende spanning en strategiese konfrontasies tussen voormalige bondgenote. Hierdie gebeure het tydelike samewerking in langtermynwedywering omskep. Om hierdie oorgang te verstaan, is die sleutel tot die ontleding van globale verhoudings tydens die Koue Oorlog. Dankie dat u by ons aangesluit het.